dit vanaand jou wil, dat jy uitverkoop is aan Jesus Christus. En jy wil Here sê, Abba Vader, laat U wil geskied, want ek is U sinne. Ek hoop dit is U wil vanaand, of U gebed vanaand tot die Here. Want dit is my gebed vir die Here, Here, dat alles in my lewe U sal vermeer, want dit gaan oor Christus. Kom sê die koning met ons saam. Ja, Here Jesus, ons loof en prys U naam. U is waardig, Here, en ons aanbid U vir wie U is. Aan U kom toe al die eer en al die lof en al die dank. Want U is so groot. Spreek nou vanaand tot ons, Here, gee dat die woord wat uitgaan in ons harte sal posvat, en dat ons sal luister en sal inneem, en dat ons gereed sal wees vir die dag as U ons kom haal, Here. Mag ons hele lewe uitverkoop wees aan U. En mag alles wat ons doen, U naam verheerlik, want U is waardig om aan te doen. Spreek nou, Here, wat U gemeente luister. Amen en amen. Kan saam met my kyk in Sefanja 1 vers 7. Die tema van my boodskap vanaand is die dag van die Here. Die dag van die Here. Sefanja 1 vers 7. Ek hoop julle het julle Bybels gelees. Want hoe weet julle ek praat die waarheid? Ek kan nie julle kom nonsens vertel. Hoe gaan julle toets aan die woord van God? Wees nou nie dat weer iemand wat sê van die pastoor wat gepreek het, my haal allerhande boeke aan en die een en daai een. Ek sal nie belang in dit. Ek sal net belang in die woord van God. Die suiwer woord van God. Dit gaan oor Jesus Christus. En ons moet seker maak ons bly in die woord van God. En ons verkondig niks anders as die woord van God. So kyk saam met my Sefanja 1 vers 7. Swyg voor die Here, Here, want die dag van die Here is naby. Want die Here het 'n offer berei, sy gaste geheilig. Sefanja 1 vers 7 beklemtoon die oproep van die Here aan die mense van Juda om stil en nederig te wees voor die dreigende dag van die Here. Nou vra mense maar, hoe bedoel jy die dreigende dag van die Here? Kom ons gaan kyk bietjie wat sê die woord van God, want die praat hy van die dag van die Here. 'n Dag van goddelike oordeel en toorn. Die Here was hier besig om met Juda te praat. As jy in daai konteks gaan kyk van Sefanja, het hy met Juda gepraat op daai stadium. Want die volk het afvallig geraak en God het hulle kom waarsku van die dag van die Here wat op pad is. En soos ons weet in die geskiedenis, die volk het nie geluister nie en hulle is weggevoer in ballingskap deur die Babyloniërs. Maar hier die Here hulle kom waarsku van die dag van goddelike oordeel en toorn. God het 'n metaforiese offer, dit is nou die mense van Juda, voorberei en die gaste wat gesien kan word as Babylonië, aangestel om hierdie oordeel uit te voer. Weet jy geweet die Here kan volke en nasies en mense gebruik om sy oordeel uit te voer. Gaan kyk maar in die Bybel, reg deur die Bybel. En hier die Here vir Babylon gebruik om Israel te straf vir hulle oortredinge. So basies in 'n sin was Israel as of Juda as 'n offer voorberei en het die Here hulle oorgegee die mag van Babylon. En hulle was so ek kan sê, sy gaste geheilig. Nou kan ons sê, maar hulle is dan die vyande van Israel gewees. Hoe kan hulle dan nog heilig wees? In daai konteks wat die Here hulle gebruik het om as sy, kan ons sê, as sy instrument om te doen wat die Here wil hê moet gedoen word. En vandag nog, die Here gebruik mense en nasies om sy wil en sy doel te dien. Ons as kinders van die Here moet net leer om naby die Here te wees en vas te hou aan die Here en vas te staan in die Here. Want anders dan gaan die dag van die Here kom en dit gaan, wat sê die woord van God, kan 'n verskriklike dag wees. Soos vir Juda was dit 'n verskriklike dag gewees. Die vers dien as 'n dringende waarskuwing om God se soewereine mag en die regverdigheid van sy dreigende straf vir die nasies en sonde te erken en dit vry te spring. Die Here kom waarsku ons in sy woord dat ons daai oordeel moet vryspring. Maar baie mense sal wat nie luister nie. Juda wou nie luister nie. Hulle het die profete doodgemaak wat hulle kom waarsku. Jeremia was ook een van die profete en hulle het hom in 'n put gegooi. Hulle wou nie geluister het nie.
Dan wat vir my so interessant is, as ek kyk na Juda, dan het hulle, toe Jeremia hulle kom waarsku het, sê hulle vir die koning, maar koning, hoekom luister nie na Jeremia? Hy is een man, al die profete sê, jy gaan geseën word en dit gaan goed gaan. Die meerderheid praat goed. Mag het vir ons 'n les wees, want ons nie altyd agter die meerderheid aangaan. Want as die meerderheid wat besig in die tyd verkeerd is, maar as daai een persoon wat opstaan en die woord van God bring, en soos Sefanja in hierdie geval, het die woord van God gebring, want hy was die profeet van die Here. En hy moes vir die volk 'n woord kom gee. Swyg voor die Here, want die dag van die Here is naby. Bekeer julle. Die dag van die Here is op pad, maar Juda wil nie luister nie. En ongelukkig het hulle die gevolge gedra, wat hulle nie wou geluister het nie. Die bevel om stil te bly roep op tot ontsaglike eerbied. Stilte en 'n weiering om te kla of God se geregtigheid te betwis, terwyl hy sy oordeel oor die land bring. Daarom sê die Here vir hulle, swyg voor die Here. Word stil. Maar kom ons word eerder nou in ons lewens stil voor die Here en gaan buig voor die Here se aangesig en sê, Here, vergewe my vir my sondes. Die Here het vir ons Jesus Christus gestuur aan die kruis om ons vry te maak. Kom ons word stil voor die Here en ons swyg voor die Here en ons bely ons sondes voor die Here voordat daai vreeslike dag van die Here gaan kom. En daai dag van die Here is op pad. Ons gaan nie maak soos wat ons nou onlangs gesien het met mense wat datums gee en goed nie. Ons gee nie datums nie. Want die woord van God sê niemand weet die dag of die uur nie. En die woord van God sê dit gaan skielik kom. Onverwags. Wanneer niemand dit gaan verwag nie. Dan gaan dit gebeur. Gaan jy gereed wees? Ons moet soos daai maagde wees wat daar gewag het, wat Jesus die voorbeeld gegee het van die 10 maagde. 5 was dwaas, 5 was wys. En soos ek in die vorige boodskap ook al gesê het, as ons kyk na die maagde. Dit almal was maagde. Hy praat met die kinders van die Here. Die kerk. Hoeveel mense in die kerk gaan vas aan die slaap gevang word, as die dag van die Here kom? Want ons is godsdienstig, maar ons het nog nie by Christus uitgekom. Kom ons kom by Jesus Christus uit en ons word stil voor die Here. En ons word nederig voor die Here en sê, Here, sonder U is ek niks. Erken eerder jou foute en jou sondes en jou swakhede nou voor die Here en maak reg met die Here voordat daai dag van die Here kom. Want dan, die wonderlike nuus, en dit is hoekom ons geloof so wonderlik is, want Christus lewe. Dit gaan oor Jesus Christus. Hy het U en my vrygekoop. Hy wil jou vrykoop. Hy wil ons vrymaak. Hy wil vir ons 'n toekoms gee. Want dan as die Here kom, daai dag as die Here kom, gaan dit 'n blye dag wees vir die kinders van die Here. Maar vir die wat die Here nie ken nie, gaan dit 'n vreeslike en 'n afskuwelike dag wees. En hulle gaan weet, want daar word dag in en dag uit, jaar in en jaar uit word daar gepreek, maar hulle wil nie luister nie. En as daai dag kom, gaan hulle weet, en hulle gaan weet, hulle is nie reg nie. Maar dan is dit te laat, want hulle wou nie luister nie. Die dag van die Here, hierdie profetiese konsep, verwys na 'n toekomstige tyd, van goddelike ingryping, dikwels 'n dag van oordeel, maar 'n dag van verlossing vir die kind van God. Wauw, wat 'n wonderlike dag. Ons staan nou daar agter toe praat ons, toe sê ek bid en ek wens dat die Here kan kom. Maar in dieselfde tyd, dan sê ek soos Paulus en sê, Here, ek is in 'n verwarring. My siel hunker na U, Here. Maar Here, daar is so baie wat U nog nie ken. Daar is so baie wat nog nie by U uitgekom het. Kan U nie maar net nog 'n rukkie wag nie, Here? Kan U nie net maar nog 'n rukkie talm nie, Here? Vir die wat nog nie by U uitgekom het. Vir die wat daai verskriklike dag van die Here gaan moet ervaar as hulle nie by Christus uitkom nie. Klop U hart vir die verlorenes. Gee U om vir die wat nog nie by Christus uitgekom het nie. Besef ons wat dit beteken as ons nie by Christus uitgekom het nie. En ek het dit al so baie gesê, U en ek is gelukkig, want Christus het ons verlos. Hy het my kom haal daar waar was,
in my sondige toestand en die Here my kom haal, my skoon gaan was. Kyk in die eie lewe na die getuienis van die lewe hoe die Here u kom red. Wat as daai dag nooit gebeur het? Waar sou jy gewees het as die dag die Here op die wolke kom? Maar danksy Christus se genade sit u vanaand hierso en kan u vir die Here sê, Here, ek behoort aan u. Ek is vrygekoop. My sondes is weggewas. My verlede is weg. My verlede bestaan nie meer nie. Nou kyk ek na die toekoms. En ek kyk uit na Christus se koms. Maar hoeveel gaan dit nie kan ervaar? Of gee ons maar net nie om? En ja, ek weet, elkeen van ons het ons eie gawes, ons eie roepings, elkeen van dit ons eie dinge, nie almal is predikers nie, nie almal is sendelinge nie, maar almal van ons kan evangeliste vir die Here wees. Jou lewe moet van Christus getuig. Soos ek baie sê, vertel vir ander van die Here, en as dit nodig is, gebruik woorde. Laat dit 'n bietjie insing. Laat jou lewe so wees, dat as ander na jou kyk, is jy outomaties 'n evangelis vir die Here, want hulle sien Christus in jou. Soos ek laasweek gesê het, ons gepraat het oor ons lig wat moet skyn. Laat jou lig so skyn, dat die wêreld Christus in jou kan sien. Want dit is ook 'n manier hoe jy die evangelie uitdra. Deur heilig te lewe, deur te lewe soos Christus wil. Want sonder om 'n woord te praat, kyk ander na jou, en hulle sien die omstandighede waarin jy is, of die probleme waardeur jy gaan, maar daar's 'n glimlag op jou gesig. En soos ek al baie gesê het, dit beteken nie, as jy sê daar's 'n glimlag op jou gesig, dat jy nie seer het nie. Mens gaan deur omstandighede wat seer maak. Jy huil, jy het trane wat loop. Beteken nie jy's kind van God of jy vertrou nie die Here nie. Jy's mens. En ons is mense swak. En dan gaan tye kom wat jy gaan voel jy wil huil, of wat trane gaan loop. Maar selfs in baie omstandighede kan jy 'n glimlag hê en weet my God stap saam met my. Maar dan moet jy vashou aan Jesus Christus. En kom ons maak gereed vir daai dag as die Here kom. Bly op jou knieë, bly laag op jou knieë, voordat daai dag van die Here gaan kom, want daai dag gaan kom. En soos ek sê, dit verwys na 'n dag in die toekoms. Sefanja se konteks wys na die dreigende Babiloniese inval. Hy dra met Juda gepraat en het vir hulle gesê, bekeer julle, voordat die Here julle gaan straf, en hy het verwys na die Babiloniese inval. Maar Juda wou nie luister. Juda was slim. Juda het in hulle sonde voortgegaan. Tot op 'n dag van die Here gesê het, nou is dit verby. En Babylon het ingeval en Israel tot op die grond toe verwoes. Die tempel was afgebreek, die mure was afgebreek, en hulle is daar in ballingskap weggevoer. In kettinge. Is dit nie ironies nie, die Here het hulle uit slawerny uit gaan haal in Egipte, en hier word hulle as slawe weggevoer, omdat hulle nie wou luister. Toe die groot dag van die Here kom, toe onthou hulle al die profete wat gewaarsku het, toe was dit te laat. Ek kan dink hoe hulle daar in Babylon gesit en geween, en gedink, hoekom het ons nie geluister? Het ons maar net geluister, dan was ons nie nou in die situasie. Maar ons wou nie luister nie. Die offer is 'n metaforiese en verteenwoordig die volk van Juda, wat deur die instrument van die vyand as goddelike geregtigheid geoffer sal word. So sal die wat Jesus Christus verwerp, oorgelewer word aan die oordeel van die laaste dag. Die wat teen Jesus Christus is nie, as die dag as die Here kom, word hulle oorgelewer aan alles wat daarna gaan kom. Want jy wou nie luister nie. Nou is jy oorgelewer. Mag ons nie daai dag beleef nie. Mag jy nie daai dag aan die verkeerde kant van die geskiedenis staan. Mag jy Jesus Christus as jou verlosser het en vashou aan hom met alles wat jy het. En jy weet, kind van God, dit is juist die ding wat ons moet aanmoedig as dinge swaar gaan. Hou vas aan Christus, want dit wat kom is baie groter en erger as enige probleme wat jy nou kan ervaar.
En jy wil nie daai dag beleef nie. Christus is daar om jou te verlos. Hou vas aan hom. En wanneer dinge moeilik raak, dan weet jy, die Here het gesê hierdie wêreld gaan moeilik wees en dit gaan swaar gaan. Maar Christus is jou enigste hoop en verlossing. Hou vas aan hom, klou vas aan hom met alles wat jy het. Want dan die dag as die Here kom, word jy nie omkant gevang en in die slaap gevang. Maar as jy gereed vir die Here. Die gaste is die instrumente van God se oordeel, soos die Babyloniese leer, wat deur God ingewy of afgesonder is om sy wil uit te voer. So sal die anti-kris en die peste en pla in die laaste dae wees oor die wat nie verlos is deur Jesus Christus se bloed. Soos ek sê, as ek kyk na al daai dinge, dan hou dit my net nog meer nader aan die Here. As ek kyk in die toestand wat ons wêreld is, dan hou ek net nog stywer vas aan die Here. Dis soos daai voorbeeld wat ek al gebruik het van die vliegtuig. As hulle vir jou 'n valskerm gee in die vliegtuig en hulle sê vir jou, hierdie valskerm gaan jou vlug gemaklik maak. Dit gaan die beste vlug nog ooit wees. Nou trek jy die valskerm aan, hoe sit jy daar in jou stoel en jou gesig druk teen die sitplek voor en jy kan nie jou koffie drink nie, dis ongemaklik en dit maak jou seer. Dan haal jy daai valskerm af en jy gooi hom daar een kant, want dit maak jou seer. Dis ongemaklik. Hulle het gesê dat dit gaan die vlug maklik maak en lekker maak, maar dit doen alles behalwe dit. Maar as hy lugvaart na jou toe kom en sy gee vir jou 'n valskerm en sy sê, meneer of mevrou, hierdie vliegtuig is op pad om te val. Hier is vir jou 'n valskerm. Dit kan hoe ongemaklik wees. Dit kan jou hoe stikkend skaaf. Dit kan hoe wees, jy gaan vasklou aan daai valskerm. En as dinge moeilik raak, gaan jy nog stywer vasklou aan daai valskerm, want jy weet, hierdie vliegtuig val. Dis dieselfde in ons lewens. Hierdie wêreld is op pad na die oordeel van God toe. Al gaan dinge moeilik. Jy weet waar jy in hierdie wêreld op pad is. Hou vas aan Christus. Want die dag van die Here kom. Verseker. Maak seker jy het Jesus Christus aan jou kant. Maak seker jy leer Jesus Christus vandag ken as jou verlosser. Jy wil hom nie eendag ontmoet as jou koning en jou regter. Jy wil nie. Want daai gaan 'n vreeslike dag wees om die Here te ontmoet as jou regter. Dan staan jy aan die verkeerde kant. Ontmoet hom eerder vandag as jou verlosser. Wat wie is om jou vry te koop, om vir jou lewe te gee, om vir jou toekoms te gee. En ek weet die wealth and prosperity mense ruk dit so uit konteks uit om as jy praat van 'n toekoms. Die toekoms wat die Here van praat is die hiernamaals. Is die eendag wat die Here sy kinders, sy kerk kom haal het. Dis die toekoms wat die Here van praat wat hy vir jou gegee het. Nêrens sê dat die Here gaan vir jou toekoms gee en jou uit jou sokkies uit bless en Ferraris en geld en huise. Dis nie wat hy van praat nie. Hy praat van die dag wat die Here en sy kinders kom haal. Dan het ons 'n toekoms saam met die Here. Ons toekoms is nie op hierdie aarde nie. Hierdie aarde is tydelik. Hierdie aarde gaan verby. Nou kyk ek hoe diere sit om huise te bou. Eers hier dan bou mense hierdie mansion van huise. Ek wonder of hulle weer dit gaan eendag ter vuur verwoes word. Hierdie aarde is bestem om verwoes te word deur vuur. Daar gaan niks oorbly. Want God het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat hy skep. En gaan jy deel wees van dit? As jy Jesus Christus behoort, gaan jy deel wees van dit. Dan gaan jy deel wees van daai toekoms wat die Here vir jou het. Maar ons moet vashou aan Jesus Christus. Net soos wat Juda gewaarsku was, so kom waarsku die Here vandag ook vir ons. Maak reg, my kind. Maak reg voordat die dag te laat is. Die groot en verskriklike dag van die Here is op pad. Maak geen fout nie. Jesus Christus kom nie terug, soos ek sê, as 'n lammetjie of die babatjie in die mandjie nie. Want hoe baie mense kyk na Jesus as die lammetjie. Die lammetjie of die babatjie wat daar. Die Here het gekom die eerste keer om te kom dien. Gaan kyk bietjie na Moses toe hulle in die woestyn was. Die Here sê vir Moses, slaan die rots dat daar water kan uitkom. Die tweede keer toe hulle by die rots kom, sê die Here vir hom, nou moet jy nie die rots slaan nie. Nou moet jy met die rots praat. Maar Moses in sy voete slaan die rots.
En die Here straf hom en sê vir hom, jy gaan nie die beloofde land sien nie. Daai rots verteenwoordig Christus. Die eerste keer het hy na die aarde toe gekom om te dien. Hy was geslaan, hy was vermorsel, hy was verbrysel aan die kruis. Vir u en my. Maar die tweede keer, wat hy kom, maak geen fout nie, kind van God, dan kom hy nie weer, hy word nie 'n tweede keer geslaan nie. Dan kom hy terug as die regter, as koning, om te regeer. En hy gaan sy vyande verwoes. Ons hou daarvan om na Jesus te kyk as hy lammetjie wat swak is. Maar glo vir my, Christus was alles behalwe swak toe hy op hierdie aarde was. Hy het net sy almag en sy krag teruggehou om in ons plek te kan sterf, sodat u en ek kan lewe. Jesus kon 12 miljoen engele geroep het en hulle kon die hele aarde verwoes het. Maar hy het gekies om stil te bly. Hy het gekies om nie 'n woord te sê nie. Hy het gekies om soos 'n lam na die slagveld te gaan. Maar die tweede keer wat hy kom, maak geen fout nie. Dan kom hy om te regeer. Dan kom hy as koning. En waar gaan u en ek staan? Ek dank die Here vir elkeen van u wat saam met my kan sê, ons gaan saam met die Here regeer. Want ons is duur gekoop deur sy bloed. Vrygekoop. Verlostes. Ons is deel van God. Dis hoekom daai lied wat ons gesing het, Abba Vader. Dis vir my so mooi, want die Here is ons Abba Vader. Ons het 'n verhouding met hom. En dis die groot verskil. Baie mense aanbid godsdiens. Hulle het 'n godsdiens. Ek gaan elke Sondag kerk toe, ek sit voor in die kerk met my Bybel onder die arm en my wit das en broer en suster. Maar ek het geen verhouding met Jesus Christus nie. En jy dien 'n godsdiens. Of dien jy Jesus Christus? Gaan jou hele lewe oor Jesus Christus en hom as gekruisigde. Paulus het gesê, ek wil niks anders onder julle weet behalwe Christus. En dit is wat ons sê in die gemeente, dit gaan oor Jesus Christus. 100% Jesus. En alles wat ons doen en sê en praat en handel, dit gaan oor hom. Deur moeilike tye, deur goeie tye, deur slegte tye. Daar's nou 2 van ons lidmate, wat in die ongeluk was. Ons is in 'n gebroke wêreld. Ons kan nie die dinge vryspring nie. Maar Christus stap die pad saam met ons. Maar ons moet gereed maak vir daai dag. Daai dag van die Here. Want dan kom sy oordeel. Die volle wraak van God oor 'n goddelose wêreld. Daarom dat die Bybel daarna verwys as die vreeslike en verskriklike dag van die Here. Wel, dit is nou vir die wat nie in Christus is nie. Vir die wat hardkoppig is en nie wil luister nie. Ek weet of jy al met mense gepraat het oor die Here, dan stel hulle net nie belang nie. Hulle draai om en hulle loop. Geen belangstelling in wat jy te sê het nie. Ek het al vir iemand vertel van die Here, en ek maak die voorbeeld, ek sê vir die man, dink so daaraan. As jy verkeerd is, en jy sluit jou oë op hierdie aarde, beland jy in die hel. Hy draai om en hy sê vir ek wel, dan kan ek maar in die hel beland. Dis in elk geval waar die partytjie is. Ek dink jy weet wat jy sê. Ek dink jy het enige begrip wat jy gesê het. Maar dis die wêreld se siening. En hulle besef nie wat daai verskriklike dag van die Here gaan behels nie. En u en ek wat weet, kom ons bly naby aan die Here. Daar's 'n hele paar verse in die Bybel wat verwys na die dag van die Here. Kyk na Jesaja 13 vers 6. Blaai saam met my in Jesaja 13 vers 6. Huil julle, want die dag van die Here is naby. Hy kom as 'n verwoesting van die Almagtige. Die mooi gehoor. Huil julle, want die dag van die Here is naby. Hy kom as 'n verwoesting van die Almagtige. Jesegiel 30 vers 2 tot 3. Ek sal my Jesegiel 30 vers 2 tot 3. Mense kind,
profeteer en sê so. So spreek die Here, heil julle, ag die dag, want naby is 'n dag. Ja, naby is 'n dag van die Here, 'n dag van wolke, die tyd van die nasies sal dit wees. Daar praat hy ook van die dag van die Here, en dis die tweede keer wat hy sê, heil. Ek kom eerder nou en ek huil voor Jesus Christus en ek bely my sondes en ek sê, Here, ek breek voor U en ek kom maak myself oop voor U. Met al my foute, met al my tekortkominge, Here, vergewe my. En weet wat? Die Here sê, gaan elke traan afdroog. Maar wie daai dag wanneer die Here kom, dan gaan huil te laat wees. Dan gaan daar baie mense wat gaan huil, maar dan is dit te laat. Kyk saam in Joel 2 vers 11. En die Here verhef sy stem voor sy leermag uit. Want geweldig groot is sy Heer. Ja, magtig die uitvoerder van sy woord. Want die dag van die Here is groot en uitermate vreeslik. En wie kan dit verdra? Wie kan dit verdra? As jy nie by Christus is nie, hoe gaan jy daai dag oorleef? Jy gaan nie. Want jy kan nie. Ek het vanoggend 'n stelling gemaak, toe sê ek, wie van julle is bereid om te sê, Jesus, ek stel nie belang in jou nie, gaan staan een kant, ek stel nie belang nie, ek sal my kans waag voor God. Ek sal my kans waag om alleen voor God te staan. Is jy bereid om dit te doen? Nie ek nie. O nee, glad nie. Want my beste werke, sê die woord van God, is soos fyn lappe. As ek sonder voor 'n lewendige God moet verskyn, jy gaan ons dood neerslaan. Dis slegs deur Jesus Christus wat ons sonde vergewe word, wat God na ons kan kyk. As dit nie vir Jesus Christus is nie, word jy verwoes. Hoeveel mense wil hulle kans waag op hulle eie, wat arrogant en groot is. Hoe baie mense, ek het al mense gehoor wat gesê het, wel ek het baie geld, ek kan die beste prokureurs bekostig, ek is jammer, hulle kwalifikasies gaan nie werk na hoor nie. Daar is geen kwalifikasie wat jy daar gaan uitkry nie. Ja, dit is verskriklik as ons kyk wat die mensdom sê, maar nee, hoor. Kyk saam na Joel 2 vers 30 tot 32. En ek sal wondertekens gee aan die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare. Die son sal verander word in duisternis en die maan in bloed. En hier sê dit weer, hoor mooi, voor die groot en deurligtige dag van die Here kom. En elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Want op die berg Sion in Jerusalem sal daar 'n koning wees, soos die Here gesê het, en onder die vrygeraaktes die wat die Here sal roep. Roep die Here aan terwyl hy nog naby is. Soek hom terwyl hy nog te vind is. En dan sal die Here met jou gaan. En as die Here daai dag kom, weet ons is saam met die Here. Ons gaan saam met die Here marcheer. Het nie dat die woorde geluister van daai liedjie te Kilies kan nie. Dink net aan daai dag as die Here kom het op die wolke. Alle aktiwiteit op die aarde gaan stop. Daar gaan nie meer gewerk word soos normaalweg nie. Want dan het die dag van die Here gekom en alles verander. Malagi 3 vers 2. Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as hy verskyn? Want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers. Kyk saam met my in Openbaring 6 vers 12 tot 17. Openbaring heel agter op die Bybel. Kind van God, ons moet ernstig wees met die Here. Die Here kom waarsku ons. Dit is my eintlik so wonderlik dat die Here vandag nog waarsku. Dat die Here vandag nog 'n dag het om vir u te praat en u te sê, wees gereed, ek is op pad. Kom ons luister as die Here praat. Waarsku die wat jy ken wat nog nie by die Here is nie.
Moenie bang wees om vir mense te sê, die Here is op pad. Waarsku mense om by Jesus uit te kom. Kyk saam in Openbaring 6 vers 12 tot 17. En ek het gesien toe hy die 6de seël opgemaak het. En kyk, daar was 'n groot aardbewing. En die son het swart geword soos 'n harige sak. En die maan het geword soos bloed. En die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos vyeboom wat deur 'n groot wind geskit word. Sy navye laat afval. En die hemel het weggewyk, soos 'n boek wat toegerol word. En al die berge en eilande is uit hulle plek versit. En die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor duisende en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spiedonke en in die rotse van die berge. En vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit. En vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom. En wie kan bestaan? Wie kan bestaan? Die kind van God. U wat aan Jesus Christus behoort, wie se lewe uitverkoop is aan Christus, ons gaan kan staande bly deur sy kosbare genade. En die Here kom gee sy genade vry. Dis wat vir my altyd die grootste raaisel is. Hier kom Jesus. Hy kom sterf in ons plek. Hy gee dit vir ons verniet. Maar mense sê ek stel nie belang nie. Kan u dit verklaar? Mense is so gretig om dinge wat verniet weggegee word te vat. Ek meen, as iemand nou 'n kar verniet weggee, mense gaan spring om te vat. As iemand nou 'n huis weggee, hulle gaan spring om te vat. Hier kom Christus, hy gee vir ons die grootste persent, die ewige lewe, en mense sê, ek stel nie belang nie. Hoe kan jy dit verklaar? Maar mense is blind. Hulle ken nie die waarheid nie. Soos Jesus gesê, die lig het uit die wêreld toe gekom, hulle het nie belang gestel in die lig. Want die duisternis was vir hulle beter. Maar daai dag as die Here kom, wat 'n verskriklike dag gaan dit wees nie. Hulle gaan net die berge val op hulle. Maak dit baie seker van jou saak. Is jy reg met die Here? Kan jy vanaand met 100% sekerheid sê, ek behoort aan Jesus Christus? En as ek sê, is jy reg met Christus, beteken dit nie, jy moet nou kyk, okay, ek doen nie meer dit, ek doen nie meer dit, ek doen. Die enigste manier hoe jy reg gaan kom met Christus, is om jou lewe aan hom te gee. As jy jou lewe aan Jesus Christus gegee, behoort jy aan hom. Nou gaan die Heilige Gees met jou op pad stap, en die sonde gaan daagliks lê jou sonde af. Maar jy kom soos jy is. Maak nie saak hoe vuil of sondig jy is nie, kom jy na Christus toe. Nou word jy verander na sy beeld. En daaglik, soos wat jy met die Here wandel, soos wat jy sy woord bestudeer, soos wat jy bid, val die sonde een vir een af. En soos daai arend wat hoër en hoër sweef, hy vlieg nader aan so hoog dat daar geen kiem op hom kan sit. So val die sondes van jou af. Maar dit is Christus se genade wat jou gered. Soos nie jou werk nie. Jy moet nie dink jy so oulik, of jy gaan nou probeer om werk te doen, om jou saligheid te bewerkstellig nie. Dit gaan nie werk nie. Wees verseker in Jesus Christus. Wees geanker in Jesus Christus. Die res sal hy doen. Sal die Heilige Gees in jou lewe werk en dit bewerkstellig. Maar hou vas aan Christus. Nou is die kans nog hier. Nou is die dag van verlossing vir die wat nog nie by Christus uitgekom het. Maar daar gaan 'n tyd kom wat genade tyd gaan eindig. Genade tyd gaan tot 'n einde kom. Nou is die dag. Nou is die uur wat aan verlossing nog beskikbaar is. En nou is die dag vir u en my wat kind van God is, om nog verander te kan sê, maak reg met Christus. Voordat dit laat is. 2 Korintiërs 6 vers 2 lees ons. Want hy sê, in die tyd van die welbehae het ek jou verhoor. En in die dag van heil het ek jou gejaag. Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae. Kyk, nou is die dag van heil. Dit is nou die dag van verlossing, vir u en vir my, om reg te maak met die Here as ons nog nie dit gaan doen.
Kom ons bly naby Jesus Christus. Kom ons hou vas aan Jesus Christus. Moet nie op die dag van die Here sê, jy het nie geweet nie. Maar ek het nie geweet nie. Dit gaan nie verskoning wees nie. Daar gaan geen verskoning wees om te sê ek het nie geweet nie. Want Christus gee sy woord. Hy gee sy profete, hy gee sy leraars, sy evangeliste, sy diensknegte wat uitgaan, wat sy woord uitdra. Hoeveel van ons in Suid-Afrika het al menigte male die woord van God gehoor? Baie mense sê hulle het al tot vervelings toe, het hulle die woord van God gehoor as jy daai terme wil gebruik. Jy het nie 'n verskoning. Hoeveel van ons in Suid-Afrika word in Christenhuise gebore? Dan wil ons bely, ek is gedoop en ek is gekatekiseer en my ouers was Christen en my oupa was 'n Christen. Maar dit beteken niks nie. Is jy 'n Christen? Behoort jy aan Jesus Christus? Ja, nie ons weet van die waarheid, maar ons wil nie die waarheid aanvaar nie. Dit help nie, jy weet van Jesus Christus, maar jy het nie 'n verhouding met hom. Ek weet van sekere mense. Jy weet van hulle, jy hoor van hulle. Dit beteken nie jy het 'n verhouding met hulle nie. Hoeveel van die filmsterre of die politieke mense weet jy van? Beteken dit jy het 'n verhouding met hulle? Nee, jy weet van hulle. Hoeveel mense weet van Jesus Christus? Hulle glo Jesus Christus bestaan. Die duiwels glo ook in hulle sinne van angs. Jy moet 'n verhouding hê met hom. Jy moet met hom wandel. Jy moet sterf vir jouself en wandel met Christus en meer soos hy word. Want as jy by Christus uitkom, hoe sê Jesaja vir ons, al was jy rooi soos skarlaken, jy sal wit word soos sneeu. Maak jy saak hoe vuil jy was, my kind van God. Daar's geen put te diep, daar's geen vuiligheid te vuil dat die Here jou nie kan skoon was nie. En hy sal jou spierwit was en jou lewe omdraai en jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Beteken dit jy gaan nie probleme hê nie? Beteken dit jy gaan nie soms moedeloos wees nie? Nee. Ons het nog worstelinge waarmee ons worstel. Maar dit beteken nie, as jy worstel of jy kry swaar, dat jy nie kind van God is nie. My enigste verskil nou is, nou stap die Here langs jou. En hy hou jou hand vas en hy sê, kind van God, hou moed. Dit gaan miskien swaar, maar hou moed, want ek stap saam met jou. Jy is myne, nou behoort jy by, my bloed het jou vrygekoop, jy is myne. Niks gaan jou uit my hand uitruk nie. Dit is nie wonderlik nie. Ek vat eerder my kans met Jesus Christus, as wat ek eendag daar voor God moet staan. En ek het op my eie dit gedoen. Soos ek ook al so baie aangehaal het, daai liedjie van, wat gesê het van Frank Sinatra, I did it my way. Hoeveel mense gaan eendag voor God staan, I did it my way. En nou sê op die highway na die hel toe. Dan vat ek eerder my kans met Christus. En as ek kyk wat die Here al in my lewe vir my gedoen het, hoe kan ek anders as om lief te hê? Want die Here het nog net goedheid en guns geskep. En in my donkerste dae was die Here daar. En u kan saam getuig. Dink aan die tye wat dit die swaarste gegaan het. Wie was daar by jou? Jesus Christus. Hou vas aan hom, kind van God. Want die dag as die Here kom, gaan dit 'n blye dag wees vir u en vir my. Maar kom ons waarsku die wat nog nie by Christus uitgekom het nie. Want dit gaan 'n vreeslike en 'n verskriklike dag wees vir die wat nie by Christus gekom het. Kom ons bid vir ons families en ons vriende wat nog nie by Jesus uitgekom het. Dat hulle ook die verlossing kan smaak. Ons sluit die ore bid ons saam. Ja, Here Jesus, dankie vir u verlossing. Ja, Here Jesus, was dit nie vir u genade nie, was dit nie vir u groot liefde. Waar sou ek gewees het, Here? Ek sou deel gewees het van hierdie wêreld. Totaal en al onbewus van u. Maar Here, u het op 'n dag kom stilstaan by my en u het my vrygekoop. Uit u liefde het u my kom red, my skoon gewas. Dankie, Here Jesus. Dankie vir elkeen wat aan u behoort. Vir elkeen wat uitkyk na u koms, Here.
Maar Here, ons dink vanaand aan die wat nog nie by U uitgekom het. Want vir hulle gaan dit 'n verskriklike dag wees. Die vreeslike en die verskriklike dag van die Here. O Here, ons bid vir die wat nog nou tot bekering gekom het. Ek pleit by U, Here. Werk in hulle harte. Werk in hulle harte dat hulle U sal raak sien. Dat hulle U sal aanvaar. Ons dink aan ons families, aan ons vriende, Here, wat dalk nog nie by U gekom het. En ons kom pleit vanaand by U, Here. Kom staan by hulle stil, Here. Maak hulle oë oop, Heilige Gees, want dit is slegs as U in ons harte kom werk, is slegs as U ons ore en ons oë kom oopmaak, Heilige Gees, wat ons Christus kan raak sien. Daarom kom pleit ons vir ons geliefdes. Red hulle siele, Here. Maak hulle oë oop voor daai dag van die Here kom, dat hulle by U kan uitkom. Dankie, Here Jesus, dat ons al hierdie dinge in U naam kan vra. Ons loof en ons prys U heilige naam, want U is waardig om aan te bid. En vir al U liefde en die grote genade vir ons sê ons dankie, Here. Loof en prys U heilige naam. Amen. Nou gaan ons die laaste lied saam sing.